Dag sê, vandag gaan ons bespreek hoe om gespesialiseerde vakgebiede te benader. Die era van die internet het meegebring dat 'n oorvloed inligting vir die publiek beskikbaar geword het. Ongelukkig het dit ook 'n menigte misleidende bronne meegebring. Baie van hierdie bronne is gebaseer op pseudowetenskap of op 'n mengsel van wetenskap en pseudowetenskap. Vakgebiede waarin selfaangestelde sogenaamde kenners, wat dikwels geen formele opleiding het nie, veral prolifereer, is die eetkunde, medisyne en algemene gesondheid. Klimatologie is ook 'n populêre teiken vir amateurs wat hulle as kenners voordoen. In baie gevalle kom dit voor asof hierdie afdwaalers nie doelbewus die publiek probeer mislei nie, maar onder die waanverkeer dat hulle goeie advies gee. In die algemeen is dit goeie praktyk om getuienis in te samel, dit te evalueer en tot 'n gevolgtrekking te kom. Dis trouwens die benadering wat in die heel eerste praatjie in hierdie reeks, Korrels en Kaf 1, voorgehou is. Wanneer dit by gespesialiseerde vakgebiede kom, is dit onmoontlik vir die leek om agtergrondkennis op eie houtjie te bekom. Dan werk die selfdoenmetode nie en moet ons berus by die konsensus van kenners. Na ons 'n vraagstuk geformuleer het, moet ons evalueer of dit van 'n gespesialiseerde aard is. Indien nie, kan ons soos gewoonlik ons getuienis inwin en evalueer. Sou dit egter van 'n gespesialiseerde aard wees, moet ons oorweeg of ons deskundig is op daardie vakgebied. Indien wel, kan ons soos gewoonlik ons getuienis inwin en evalueer. Indien nie, is dit aangewese om eerder te berus by die konsensus van kenners op die vakgebied. Die diagram bevat 3 struikelblokke: gespesialiseerde vakgebied, deskundige en konsensus van kenners. Kom ons bekyk hulle. Dit behoort nie 'n probleem te wees om gespesialiseerde vakgebiede uit te ken nie. Op professionele vlak beteken dit minstens 1 universiteitsgraad, maar daar bestaan ook spesialiteite waar deskundiges buite die akademiese veld 'n hoë opleidingsvlak bekom. Die eetkunde, mediese kennis en klimatologie is reeds vroeër uitgewys as hoogs gespesialiseerde vakgebiede waar leuke hulle self dikwels as kenners voordoen. Uiteraard is daar talle meer. 'n Deskundige is nie iemand wat na 1 of 2 video's gekyk het en moontlik 'n boek gelees het nie. Dis iemand met vakkundige opleiding aan 'n instansie met deskundiges in hulle diens wat die student leiding gee. Die akkumulerende aard van wetenskap vereis dit. As jy nie self opleiding op so 'n vlak gehad het nie, maar jouself as deskundige beskou, is jy 'n slagoffer van verwaandheid. Wetenskap is vandag te gespesialiseerd vir die leek om op eie houtjie van meet af 'n deskundige te word. Respekteer daardie hoë vlak van spesialisering. Hoe identifiseer ons die konsensus van kenners? Kom ons begin met eliminasie. Vermy kalkligsterre. Die ernstige wetenskaplike soek selde openbare aanhang, eerder vakkundige erkenning. 'n Chef is nie 'n dieetkundige nie. Politieke leiers is gewoonlik nie wetenskaplike vakkundiges nie. Verdagmakers is nie deskundiges nie, hulle maak staat op emosionele opsweping eerder as op navorsing. Jou betroubaarste bronne is vakkundige publikasies, ensiklopedieë, navorsingsinstansies en universiteite. Maak staat op instansies wat gevestigde wetenskap onderskryf. Selfs al is daar heelwat wetenskaplike innovering, verander die gevestigde konsensus maar teen 'n slakke pas. Dis nie vir ons as leuke om dit vooruit te probeer loop nie. Wat gemaak in die geval van 'n deskundige wat van die konsensus van sy ewe knieë afwyk? In die eerste plek moet ons hier in ag neem dat sulke afwykings van die konsensus 'n noodsaaklikheid is vir die selfregstellende aard van wetenskap.
Indien alle deskundiges altyd met die konsensusmening saamgegaan het, sou daardie konsensus nooit kon aanpas nie. Kom ons veronderstel dat die afwykende deskundige in 99% van die gevalle verkeerd gaan wees, maar ons moet dit op die een of ander manier akkommodeer, te einde daardie 1% moontlikheid dat die konsensus dalk verkeerd is, 'n kans te gee. Nou mag dit gebeur dat ons, selfs as leuke, dalk weet wat die deskundige konsensusmening oor 'n spesifieke aangeleentheid is, en dan 'n meningsverskil met 'n afwykende deskundige het. Dit sou tog dwaas wees vir 'n leek om met 'n kenner te stry. In so 'n geval sou dit raadsaam wees om bloot beleefd uit te wys dat die deskundige se mening van die konsensus verskil sonder om die meriete te debatteer. Indien dit 'n professionele diensverskaffer is, sou dit raadsaam wees om 'n tweede professionele mening in te wen en jou by die advies van die deskundige wat die konsensusmening verteenwoordig te hou. Dis goed om dinge van onsself te probeer uitpluis, maar ons moet nie te windgat raak nie. Kom ons los die gespesialiseerde vakgebiede vir die deskundiges wat opgelei is in daardie vakgebiede. En vir daardie ekstra tikkie insig, onthou altyd Divino Veritas.